Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie maandagoggend. Ja, die winter is met ons en dit is nog koud. Ons gaan voort met Jesaja 38. Nou het ons gister geluister hoe Jesaja gaan pleit het, gebid het, na hy die aankondiging gekry het. Ons het gehoor hoe die Here van plan verander het. Maar hier is 'n ongelooflike ding wat gebeur in vers 9. 'n Geskrif van Hiskia, die koning van Juda, toe hy siek was en van die siekte herstel het. Ons gaan dit wat verder kom, gaan ons môre en verder aan lees. Maar ek wil jy moet mooi dink wat gebeur. Hiskia het hierdie nuus gekry, hy het by die Here gaan pleit. En wat doen hy? Hy skryf dit neer. Hy hou boek daarvan, hy hou dagboek. En vriende, dalk is dit iets wat ek en jy vanoggend moet hoor. Baie gelowiges het 'n joernaal wat hulle hou, of een of ander boek, 'n geloofsreis. En as jy daarin gaan kyk, dan sal hulle sê, wel op daai datum het ons hierdie krisis gehad, het ons gebid en die Here het ingegryp. Weet jy wat 'n geestelike waarde het dit, om dan te gaan kyk en te besef, so, daar is 'n pad van versorging van die Here. Kan nie net dink, wat 'n nalatenskap dit vir jou kinders en jou kleinkinders is. So ek wil op grond van hierdie vers, wel vir jou en vir my, en vir elkeen van ons sê, dalk moet ons begin om 'n geestelike dagboek te hou. Ek wil regtig vra, gaan bid hieroor. Gaan vra of dit nie van die Here af is nie. Dat ek en jy 'n geestelike dagboek hou van my reis met God en God se reis met my. Amen. Here almagtige God, ja, Hiskia het dit opgeteken en vir baie geslagte het dit baie beteken. En ons weet dat U vandag nog steeds in ons lewens werk. Here, ek wil vra dat U hierdie Gees vir ons sal wys. Wat moet ons neerskryf? En wat moet ons doen? Dat dit vir ons geloof kan baat en as 'n geloofsversterking kan dien, maar ook vir geslagte na ons wat dit mag lees. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en ook 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.